Die Good Party sê hulle is positief vir die afname in misdaad in die Tshwane Metro en Amerika se president Donald Trump het 'n proklamasie onderteken wat die landsburgers van 12 lande toegang tot Amerika verbied. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus op Pretoria FM op hierdie donderdag aand die 5de Junie. Die Good Party sê hy is positief oor die afname in misdaad in die Tshwane Metro, soos weerspieël in die jongste misdaadsyfers vir Gauteng van Januarie tot Maart vanjaar. Hoewel 3 maande nie genoeg is om 'n vaste tendens te bevestig nie, dui die syfers op 'n duidelike verbetering, met die moordsyfer wat met 17,7% in die metro gedaal het, die grootste afname van alle metro's in Gauteng. Van die 17 misdaadkategorieë wat dopgehou word, het die Tshwane Metro in 15 kategorieë afnames aangeteken. Dit sluit minder voorvalle van verkrachting, roof by besighede, vragmotorkapings en transito-rooftogte in. Good wat sedert Oktober 2024 deel is van die koalisieregering in die Tshwane Metro, sê die verbetering toon dat hul fokus op dienslewering, wet en orde en gemeenskapsveiligheid vrugte begin afwerp. Nooddiensspanne is op 'n hoë gereedheidsgrondslag met die eerste koue front wat oor die naweek oor groot dele van die land in beweeg. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku oor stormsterk winde in KwaZulu-Natal terwyl die koue front yskoue toestande, sneeu en rowwe see gaan meebring. In Gauteng bly temperature laag met moontlike ligte sneeu aanstaande week. Die woordvoerder van die Johannesburgse Metro se nooddienste, Robert Mulahutsi, sê weens die uiterste koue hou sy span al 7 streke vir al kwesbare gemeenskappe noukeurig dop om vinnig op noodgevalle te kan reageer. Die administratiewe kantoorgebou van die Noord-Kaap Stedelike College in Kimberley is deur vermoedelik ontevrede studente aan die brand gesteek. Gefrustreerde studente betoog reeds weke lank weens die nasionale studentefinansieringsskema NSFAS se beweerde versuim om toelaas te betaal. Volgens die polisie is die brand geblus, maar niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie. Die VF+LP en hoofwoordvoerder oor onderwys, Dr. Wynand Boshoff, sê die brandendste deel van die krisis is NSFAS se onvermoë om sakgeld elke maand betyds aan studente te betaal, aangesien hierdie betalings deel van die land se maatskaplike vangnet geword het. En Amerika se president Donald Trump het 'n proklamasie onderteken wat die landsburgers van 12 lande toegang tot Amerika verbied. Hierdie lande sluit onder meer Afghanistan, die Demokratiese Republiek die Kongo, Ekwatoriaal Guinea, Somalië en Iran in. Trump meen die maatreël is nodig om die land teen sogenaamde buitelandse terroriste en ander veiligheidsrisiko's te beskerm. Die direktief is deel van 'n poging om immigrasie in toom te hou. Landsburgers van 7 ander lande se toegang sal gedeeltelik beperk word. Die proklamasie tree op 9 Junie om 12 uur in werking. Visums wat voor die 9de Junie goedgekeur is, sal nie teruggetrek word nie. Dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin. Jy moet 'n wonderlike aand hê, tot môre aand.